Here, mag ons altyd onthou dat ons is slegs die klei en U is die pottebakker. You are the master craftsman. U is die betroubare God. U is die skepper. U is die waarheid. Ons is maar tog die klei. Maar Here, dankie Jesus vir U, dat ons nie net gewone klei is nie, maar klei is wat aangeraak is deur die almagtige God. Here, dankie dat ons nie hoef gevorm te wees deur omstandighede, gebeurtenisse, ander mense nie, maar dat ons gevorm kan wees deur U. Jesus, kom raak ons net aan weer in hierdie oggend. Here, ons begeer, dis 'n behoefte en 'n begeerte om in die teenwoordigheid te wees. Dis 'n begeerte om aangeraak te word deur U Gees. Waar daar vryheid is, waar daar vreugde is, die volheid daarvan. Here, mag U glorie oor ons beweeg. U goedheid oor ons beweeg, soos met Moses. Want hierdie is hierdie een ding wat ons soek, wat ons najaag. En dis om by U te wees, Here. Want ons weet, U is die bron, en vanuit U sal alles vloei. U is die lewende water. Jesus, 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 ons roep U naam. Die naam waardeur daar vir ons redding is. Die naam deur wie daar vir ons lewe is, en vryheid is, en gesondheid is. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Amen. So vanoggend se preektitel is gebed wat die hemel oopsluit. Ek het regtig gevoel dat die Heilige Gees met my kom praat het om oor gebed te praat, hoe om te bid, hoe om effektief te bid en hoe om regtig die hemel oop te sluit sodat dit sal wees wanneer jy bid soos in die hemel so ook op die aarde, want ek wil vir jou sê dat gebed is nie net 'n opdrag gegee aan ons om tyd om te maak of om bloot net 'n gesprek te hê met die Here nie, maar regtig 'n kragtadige wapen wat God aan ons gegee het om te praat met hom, sy hart. Nie jy sal nie sy arm gedraai om te doen wat hy nie wil doen nie, of wat in sy wil is nie, maar om regtig sy wil werklik af te trek van die hemel af op aarde. Ek wil regtig vir jou sê dat jou gebed is nie net, soos ek sê, om tyd om te maak, dit is iets wat die Here vir jou gegee het om 'n effek te hê op jou gemeenskap, op jou area en ook in mense se lewens. Daar's soveel mense, ek het nou die dag weer van getuienisse gelees wat mense in die Midde-Ooste tot bekering kom, want dit is so moeilik om altyd daarin te kom om die evangelie te verkondig, met dit dat hulle jou vervolg en jou doodmaak. Maar daar's 'n groep mense wat konstant intree vir die mense. En ek praat nie eers van die Jode nie, ek praat van Islam. En wat mense tot bekering kom as gevolg van 'n man in 'n wit kleed wat in 'n droom na hulle toe kom. En dan sit Jesus wat na hulle in 'n drome vir hulle besoek en hulle tot bekering kom. En dit is alles gebed. Ek wil vir jou sê dat gebed het krag. Jou gebed het krag. In heel aan die begin, heel aan die begin, toe God die aarde gemaak het, toe maak hulle mens. En in sy beeld. Amen. En hy sê vir hulle, vul die aarde, wees vrugbaar en heers oor dit. Nou die Engels praat van subjugate. Subjugate the earth. Dis 'n militêre term wat 'n opdrag gegee is Adam en Eva, brei die tuin uit. My tuin is die perfekte wil. Julle moet dit nou uitbrei. Daar waar nog nie my perfekte wil geskied is, moet julle intree en die grenslyne uitbrei.
Nou Hendriko, ek dink die hele aarde was perfek. Nee, dit was nie, anders waarheen het hulle uitgegaan? Waar is die groot vraag? Want hulle is uit die tuin uit gesit omdat hulle ongehoorsaam was God. So daar was 'n plek, daar was 'n werk wat aan Adam en Eva gegee is. Julle moet hierdie tuin, hierdie oasis, hierdie perfekte wil van God moet julle nou uitbrei. En toe het mens gesondig en daai plan het bietjie weggegaan in die sin van dat hulle autoriteit weggegee het, maar Jesus het gekom en dit vir ons teruggegee. En ek hoop vanoggend om regtig vir jou en vir myself, soos wat ek hierdie week ook lekker aan hierdie teksverse gekyk het, regtig weer te stig, aan te moedig en te bemoedig dat ons regtig in hierdie plek van gebed sal intree, dit sal 'n erns maak van dit en sal besef jou gebed dra krag. Dis nie net woorde wat jy spreek wat in die muur hop, wat in die dak hop en jy hoop nou maar nie. Jy stuur dit uit en jy met geloof dat dit sal verrig, soos wat God se woord nie terugkom ledig nie, glo jy om sy wil te bid dat dit nie ledig sal terugkom nie. Ek wat nou so praat van jou gebed wat so rondop, ek en Larissa ry nou die dag, dit was nou net toe ons begin die klank, digtheid in die kerk probeer regmaak het. Nie het jy al gesien het die wolke maak partykeer so dit lyk so glad, lyk asof jy onder 'n golf is, wat hy sulke golwe maak. En nou lyk dit vir my baie soos hierdie goed wat klankdig is. En ons ry so in die kerk sê, liefheid jy sien die golwe wat nou so mooi soos hierdie klankdigte kamers lyk aan die binnekant. Sy sê ja, ek sê as jy nou uit die kar klim en jy skree, gaan jy hoor jou stem gaan nie weer galm nie. Sy kyk net en sy sê so Hendrik, waar jy aan hierdie nonsens kom wat jy partykeer dink. So ek nee, kyk as jy nou uitklim. So ek dit is partykeer interessant hierbo. Dis vir my 'n lekker plek. Dit kan vir julle dalk 'n deurmekaar plek wees. Ek onthou Nicole Frank en Nicole kyk my eendag so sê vir my, ek wil net weet hoe jy jou denkwyse, soos hoe jy van een punt na die volgende een toe gaan. Maar die ding is, julle hoor baie keer hierdie, maar nooit hierdie nie. jy hoor hierdie en dan hoor jy hierdie en dan dink jy, hoe die Joos het jy dit gedoen? Maar daar is 'n patroon. Dis dalk net so, maar daar is 'n patroon. So ek wil vanoggend vir jou 'n paar sleutels oorhandig. En ek wil en is dit al sleutels wat daar is? Dis nie wat ek sê nie. Ek gaan vir jou gee wat ek geleer het al in tyd in bediening, wat ek al by ander geleer het, maar ook alles wat gefundeerd is in die skrif. Dis nie she said, he said nie. Dit is wat ek in die skrif sien. Alles het skrif. So blaai vir my heel eerste na Matteus 16 vers 19 toe. En dit lees as volg: En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. So wat sê Petrus, Jesus hier vir Petrus, is dat ek gee mag aan jou om my wil te bid, soos wat dit in die hemel is. Jy sluit nie dit lees vir ons snaaks en jy sit oog-value vat, gaan dit nie oor jy verander nou goed in die hemel nie. Jy sluit hier oop wat reeds in die hemel oop is. Maak jy hier oop sodat sy wil soos in die hemel hier sal geskied. Dis die sleutel wat God in jou hand sit. So ek wil vir jou sê elke situasie en ek dink jy ons gaan op lank of te dink as jy moet net ek moet jou 5 sekondes gee en jy sal in 'n situasie kan dink waar jy kan sien en weet die wil van God nie besig is om te geskied. En ek wil of waar dit nie is soos wat dit in die hemel is, of dit siekte is, of dit skinder is, of dit is, ek weet jy weet wat in jou lewe aangaan, of dit bedrog is, of dit skelmstreke is, jy weet, onregverdigheid is, jy weet waar daar nie besig is om sy wil te geskied. En ek wil vir jou sê, jy's nie kragteloos in dit. Jy's nie 'n bystander wat net hoef te sit. Alles gebeur vir 'n rede. Daai is vir my so, ek het 'n grein met daai sê ding. Alles gebeur. Want dit is so 'n magtelose posisie om in te neem. Alles gebeur seker maar vir 'n rede. Want dan is ons maar net hier. Dan moet ons dit nou maar die trein uitry en dit wat gebeur nou, maar ek wil dit is nie so nie. Ek wil inteendeel vir jou sê, partykeer ervaar ons goed wat in die gees aangaan, nie om dit te aanvaar nie, maar om dit teë te staan. Ek het al gehoor mense iets ervaar in die gees en dan gebeur dit wat hulle ervaar en sê, maar ek het dit geweet. Maar die ding is, jy ervaar dit nie
net om te ervaar nie. Jy ervaar dit wat iets wat nou gaan gebeur, iets slegs wat miskien gaan gebeur, iets waar 'n waarskuwing wat jy kry, nie om te sê, "Ag, frek, ek moet nou regmaak vir dit om te gebeur nie." Josef het nie die droom gevat van Farao en sê, "Ag, dit gaan nou maar gebeur. Ons gaan nou maar almal moet honger ly vir 7 jaar nie." Nee, hy het dit gevat, hy het iets gedoen daarmee want hy het die waarskuwing gesien en as gevolg van dit het mense van ander lande kon kos kry want Egipte het kos gehad. So gebed is 'n sleutel wat vir jou gegee word om hemel oop te sluit op aarde. Jy het 'n doel, jy's effektief. Jesus, kom ons doen dit. Ek het net vir jou beter dit doen dit. Soos 'n tipe van 'n rugby praatjie en dan charge ons mekaar op, jy weet. Ek was nooit daai ou. Dis hoekom ek in die G-span was. Ek is soos ek raak awkward as ek mense moet begin ophype. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dit doen nie. Kom ons gaan Korintiërs 2 Korintiërs 10 vanaf vers 9. Sorry, 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Nou vir julle verkeerd gesê. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid van Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ons wil baie keer goed in die vlees aanvat. Dadelik. As daar ongeregtigheid gebeur, as daar iets is wat uh nie ons nie meer saamstem nie, wil ons dit baie keer ons voel ons moet dit ons eie krag en mag moet ons hierdie persoon nou oortuig. Ons gaan hierdie persoon geswaai kry, ons gaan hom oortuig kry, ons gaan hom fix. En hoeveel keer kry ons dit reg om daai persoon te fix? Doen nie. Beteken dit ons niks wat ons in die fisiese kan doen nie? Nee, dis nie wat ek sê nie. Ons kan aanhou op iets, ons kan aanhou lief wees, ons kan aanhou as die vrae gevra word antwoorde gee, maar meer as dit ook om dit in die gees aan te vat. Want ons warfare nie volgens die vlees nie. Ons warfare nie volgens die vlees nie. En kyk die ding waarteen die vyand kom. Die kennis van God. Want daai ewige lewe is om God te ken. Dis wat Johannes 17 vers 3 vir ons sê. So God wil nie hê ons moet die vyand wil nie hê ons moet God ken nie. Hy wil nie hê ons moet hom ken. Maar die oomblik as ons hom ken, soos wat ek in die offergawe gepraat het, die oomblik as ons hom ken, ons kan hom begin leer vertrou, begin ons, ek wil amper sy selfvertroue kry, maar Godfidence het ek al gehoor die Engelsman sê van, maar dan kan ons begin geloofstappe neem. Want ons begin ken hom. Ons weet wie hy is. Ons besef dat dit wat ons spreek in lyn met sy wil, dra krag en skuif en werp vestings neer. So hy wil nie hê ons moet hierdie weet nie. Hy wil nie hê jy moet weet dat dit wat jy bid vir mense, vir omstandighede en situasies, jy kan hier bid en vir 'n ander land bid, 'n effek het. Dit het 'n effek. Ek soos Louis Giglio het eendag hierdie ding gesê, as ons moet sien wat in die geestesrelm gebeur wanneer ons bid, sal ons nooit ophou bid nie. So wanneer ek baie keer moeg is en nie wil bid nie, dan dink ek soos, okay, Here, ek sien dalk nie nou nie, ek voel dalk nie nou nie, maar ek weet soos wanneer ons bid, soos word daar engele, soos dan sien ek hierdie oorlog sien amper voor my afspeel, van engele wat soos optrek, laars trek, en soos die vyand terugdruk, en goed wat in plek skuif, soos ek sien, ek probeer sien wat ek bid, dat dit nie net woorde is wat ek dalk aflees, of iets, maar ek probeer sien, hoe dit wat ek bid, in effek gaan en uitgaan en doen, dit wat ek voel ek moet bid, in daai oomblik. Soos ons kom uit hierdie, nou is nou ceasefire, die laas wat ek van het gesien het, maar die oorlog nou tussen Israel en Iran, soos daai 4 pile wat hier oor hardloop, en dit moet, hier sit Irak sit hier in die middel, en sien dit nou alles hier oomgaan, dit het verskriklik gewees het vir hulle ook, maar, soos, dit is wat gebeur wanneer ons bid, daar is 'n oorlog wat ons voer teen die vyand, maar die positief is, wil ek ook vir jou sê, ons is ook aan die wenkant, jy beklei nie
tot oorwinning nie, maar vanuit 'n plek van oorwinning. So dit is nie soos daai spioene wat gesê het ons is maar ou springkane nie. Ag Here, as U wil. Jesus Here, dalk ek weet nie. Nee, jy's 'n seun. Ek wil dit jy moet dit vanoggend verstaan. Jy's 'n seun en 'n dogter in jou pa se huis. Alles wat syne is joune en jy tree in daai plek en jy spreek die wil van jou Vader en jy sien en jy glo dat dit wat jy spreek en wat jy bid, dat die sleutels aan jou gegee is om die hemel oop te sluit soos in die hemel, so ook op aarde. Amen. Amen. Julle is nog met my. Jy is deel van 'n oorlog, jy het 'n rol in die oorlog, maar jy beklei nie, jy het reeds oorwinning in jou. Ons wil nou net hê ons oorwinning moet oorspoel in ander. Dis wat ons wil hê. Amen. Amen. So hier is jou eerste sleutel wat ek vanoggend vir jou wil gee. So ek het vir jou gesê dat jy sleutels het. Hier begin ons nou met die sleutels vanoggend. Dit is in Efesiërs 2 vanaf vers 6. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. So hier eerste wil ek hê jy moet verstaan en ek gaan nou nog vir 'n paar tekste lees om dit net te beamoen. Maar en dit hak aan by die plek van om te bid vanuit oorwinning. Is ons bid baie keer en dit is baie maklik om dit te doen en ek sal myself baie keer ook daarin vang en dan sal ek myself so 'n bietjie vir die vingers stik, is dat ons moet nooit bid vanuit jou emosies, wat jy voel en wat jy onmiddellik sien en van jou perspektief van wat jy nou het uit jou menslike verstaan van 'n omstandighede nie, want dan sal goed baie keer onmoontlik lyk. Dan sal goed baie keer onmoontlik voel. Veral as die statistiek teen jou is. Iemand kry, kom ons sê kanker. Kom ons sê dis vlak 4. Dis rof, dis soos 'n death sentence. Om nie uit daai plek uit te bid van, Jesus Here, laat hierdie laaste paar dae okay is. Om te bid volgens ons verstaan en wat ons dink is moontlik. Ek wil vir sê, soos ek gelees het, jy is gesete saam met Christus in die hemelse plekke. En ons moet vanuit daai plek uit bid. Ons bid, ons is van hier, ons is hier, maar ons is nie van hier nie. Okay, ek het nou 'n dag so snaaks gesê, ons is van hier nie. Ons is dalk hier, maar nie, ons is van die hemel. So ons moet vanuit daai plek uit, dit wat daar moontlik is, moet ons, dit wat daar geskied, moet ons in 'n situasie bid. Maar hoe kom jy daar? Wel, ek gaan nou vir jou lees. Matteus 6 vers 9 tot 13. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Sien nie die toebroodjie wat daar plaas vind. Waar fokus Jesus eerste? Ons Vader wat in die hemel is. So nie dadelik na wat die situasie is nie, want dit is hoekom ons baie keer vanuit die situasie uit bid, want ons kyk so na die situasie terwyl ons bid. In plaas van tree terug, my Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. En dan kan jy hom uitbrei, want onthou die Onse Vader is 'n blueprint. Dis nie net wat jy moet bid nie. Dis Jesus wat ons leer hoe om te bid. So nou vat jy daai, dan brei jy hom uit. Jy weet soos daai as jy op skool dan kry jy nou so hoofpunte, hooftrekke wil ek amper sê van dan moet jy nou uitbrei. So dan vat jy hierdie, okay, right, so ek fokus eers op die Here. In Handelinge word hulle vervolg en hulle sê vir die en hulle bid as volg. Hulle sê Here, wel punt 1 kyk hulle aantuigings bid hulle later, maar hulle sê U God wat hemel en aarde geskep het. Kyk hoe kom hulle teen ons? Maar steek U hand meer uit teenoor ons. En dit sê die gebou het geskit. Hulle fokus was nooit primêr op die situasie nie, maar hulle fokus was op God. So dan bid jy, Here, dat U naam geheilig word, my God, my skepper, Alfa, Omega, my veilige vesting. U is genadig, U is goed, U goedertierenheid
ken geen einde nie, U is liefdevol, en jy begin net op te noem wie hy is vir jou, wat jy hom al geleer ken het. En as jy nie baie het nie, dan gaan soek jy in die skrif. Die Psalms is 'n amazing plek vir dit. En jy bou 'n arsenaal op van praises wat jy begin mee net om eers te verklaar wie hy is. U is soewerein. Daar is niemand soos U nie. U is almagtig, alomteenwoordig. U het geen gelyke nie. So jy is heel eerste begin jy deur op hom te fokus. Want dit is hoe jy jouself kry om gesete te wees in hemelse plekke. Maar die oomblik wanneer ons besef wie hy is, dan lyk ons gebed bietjie anders. Ek dink goed oorweldig ons, want vir 'n oomblik voel die situasie of die wat gee 'n dokter vir jou? Wat is daai woord? Nee, voorskrif vir die diagnose, dis die woord wat ek soek. Voel die diagnose groot. En dit kos ons net om jy hoef nie die diagnose te ontken nie. Maar jy vat 'n tree terug en jy fokus eers op wie hy is. En jy bou jouself op in hom. Jy besef wie hy is. Want ek glo nie dat ek situasies hoef kleiner te maak sodat God dit kan oorweldig. Ek glo my God is groot genoeg om enige situasie te oorkom. Ek vergeet dit nie. Ek moet myself plek kry waar ek bid, nie na 'n klein God toe soos in my kop nie, maar besef hoe groot hy is en dat niks vir hom onmoontlik is nie. En dat ek nie vra nie, maar dat ek in 'n plek van seënskap kan sê, Here, U het gesê, U het gesê. Dis wat hulle, as jy gaan kyk hoe Abraham en Moses hulle gebid het. Here, moenie dit doen, U het gesê. U het gesê. Maar ons kan dit ook net doen as ons die woord ken. As ons weet wat hy verklaar vir ons. Amen. Eerste Korintiërs 2. Ek kom nou verby hom geskraal. 1 Korintiërs 2 vers 13 en 16. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie, want wie het die sin van die Here geken dat hy hom sou onderrig? Maar ons het die sin van Christus. So wie ken die gedagtes van God? Die Heilige Gees. Wie het jy by jou? Die Heilige Gees. So gesete in hemelse plekke, jy is nou daar, jy's gefokus, jy het jouself opgebou in wie Christus is, nie in jouself nie. Jy het jouself opgebou in wie Christus is. Nou moet jy besef, ek het die Heilige Gees in my, want maar hoe moet ek die wil weet van die Here? Wel, die Heilige Gees weet die wil van die Here. Hierdie ouetjie is nogal vol van die wil van die Here. So nou bid jy in die Gees. Nou Hendriko, dis 'n vreemde term, dit klink snaaks, dit klink soos Christenies. Hoe bid ek in die Gees? Almal van ons gaan nou in die Gees bid. Sluit julle oë toe en dan gaan ek julle wys. Dit is baie maklik en baie eenvoudig. Maak asseblief julle oë toe. En bid die volgende agter my aan. Here Jesus, wys vir my nou wat op U hart is. Heilige Gees, wat wil U hê moet ek nou voorbid? En nou wil ek hê die situasie, die persoon wat ook al nou by jou opgekom het, bid vir daai persoon of vir daai situasie. Kan dit so net so 'n bietjie stil staan op? Amen. Is dit moeilikie? So maklik soos dit. Here, jy het jou klaar opgebou in hom. Hier is ek nou, Here. So jy is nie meer gefokus op die situasie, op jy's gefokus op hom. Wat wil U hê moet ek bid? Wat lei U my hart
te bid. En dit is hoe jy bid in die Gees. Om te bid in die Gees is om gelei te wees deur die Heilige Gees. Glad nie so moeilik nie. Ek het ek nou klaar die Onse Vader gelees, maar ek onthou toe ek die my heel eerste uitreik in Malawi. Toe sê Frank, hy het my glad nie voorberei vir dit nie, glad nie. Toe roep hy my op, hy het nou die evangelie verkondig van die stage af vir die skare en hy roep my op en sê, hierso, doen jy die salvation prayer. Nou ek was 3 maande gered. Ek het eers behoorlik geweet wat is die salvation prayer nie, maar soos ek was baie naïef, ek weet nie of naïef die regte woord is nie, maar ek het net soos gegaan. En dan soos ja, ek doen dit. Ek weet nie of ek altyd reg gedoen het, maar ek het dit net soos ek het nie baie gedink nie. En my ma het gesê dink 2 keer voor jy iets doen. Dit tot so nou en dan kry ek dit reg per ongeluk. En Frank gee my die mic en ek begin, Our Father that is in heaven, en Frank slaat so koue sweet uit, want hy dog, Enrico gaan nie salvation prayer nou doen nie, hy gaan hulle die Onse Vader laat bid. Sê ek, nee, na die tyd, sê ek, nee, dis net hoe ek begin. Dis net hoe ek begin, want dit is vir my, dit is Jesus sê ek moet bid, en dit is so ek kies om te bid. Want dis wat ek in die Bybel sê, ek kies om elke gebed, nie dadelik op die situasie te fokus, maar eers myself op te bou aan hom. Wie is hy? As ek in die bed lê, dis Here, U is amazing. Dankie dat ek U kan vertrou. En dan, Here, en dan bid ek, Here, stuur die engele. Ek bid dat die engele laar om my huis sal, dat U my huis, my vrou, my kind en my besitting sal beskerm. Dat U ons sal. Dit is ek bid en dit werk nogal goed sover. So ek prys die Here daarvoor. Amen. Dan 'n belangrike aspek, die volgende belangrike aspek van om in krag te kan bid. Dit sien ons ook in die Onse Vader, is om jou sondes te bely. Repentance is die Engels. En dit is teenoor God en ook teenoor ander mense wat jy teenoor gesondig het, maar ook om te vergewe. Baie belangrike aspek van deurbraak in gebed is vergifnis. Ek het nou 'n bietjie gedeel met laas Sondag aand met die genesing. Daar's 'n vrou in Malawi, my vrou was nog, sy was daar gewees, is wat hulle vir 'n vrou gebid het vir genesing, maar die genesing, hulle bid, ek dink nou 3 tot 4 keer gebid en die genesing het nie, daar het niks gebeur nie. En nou begin hulle bid, soos Here, wat is fout? Hoekom sien ons nie die manifestasie van genesing nie? En hulle ervaar toe dat sy onvergifnis in haar hart het. En hulle vra toe vir daaroor, en sy sê toe, ja, die village is kwaad vir haar seun, hulle respekteer hom nie, en dis hoekom sy onvergifnis het teenoor hierdie village, as gevolg van die feit dat hulle nie van haar seun hou nie. En toe sê hulle, maar ons voel reg, jy moet hulle vergewe. En sy vergewe hulle, en toe net daarna word sy genees. Vergifnis, belydenis, dit is belangrik. Jy bely jou sonde. Sien dat Here vergewe ons sonde. Maar vergifnis is ook net so vrek belangrik. Om te vergewe is nie 'n opsie nie. Kom ek lees vir julle in Matteus 6. Dis nie 'n opsie nie. Want as julle die mense, hulle is net tot die Onse Vader, as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as jy die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis nogal 'n harde, ja, dit is 'n reguitstelling. Want ek dink ons kan ergens, ons is almal al omgekrap of omgeëlie deur iemand en daar is ergens nog seker nog dalk is dit net ek, weet, dalk is julle okay. Maar iemand wat jy daagliks moet vergewe. Daagliks moet ek net nou die oggend daaroor gepreek. Soos hierdie gevoel wat partykeer in ou se hart opkom. By the mention of their name. En dan sê jy soos, Here, hierdie moet nie so wees nie. En dan vergewe ek hulle weer. En vergewe ek hulle weer. Hoekom? Want ek is van baie vergewe. So wie is ek om nie 'n ander een te vergewe nie? Ek het niks gedoen vir sy vergifnis nie. Jesus het my van baie vergewe. So wie is ek? Maak nie saak of die persoon reg of verkeerd was nie. Dit is ook beter, ook makliker as hulle reg was. Maar as hulle verstaan, maar om te vergewe is 'n
moet, sodat ons kan vergewe word. Ons ken die storie van die diensknegt wat voor die koning gekom het en hy het hierdie massiewe hoeveelheid skuld. Dis meer as wat jy in 'n leeftyd se salaris kan betaal. Dis belaglik baie. En die koning sê vir hom, ek skryf jou skuld af en hy laat hom gaan. En die diensknegt gaan uit en hy loop sy medediensknegt, selfde rang as hy loop hy buite raak en hy besef hierdie ou skuld my ook geld en hy gryp hom neer en hy trek hom plat en hy sê vir hom jy beter alles betaal wat jy my skuld. Nou, daar was nie klein geld wat hy hom geskuld het nie, hè? Dit was ek dink dit werk uit op 3 tot 4 maande se salaris. Nou ek weet nie van jou nie, ek het nie ek's nie so wel af dat ek my 4 maande se salaris vir iemand kan gee en dan okay bly, okay is nie. So hy het hom 'n hele paar rand geskuld, hierdie ou. Maar in vergelyking met wat hy die koning geskuld het, was dit niks. En dit is dieselfde met ons. Sê ek mense is reg in hulle optrede of dat hulle dit regverdig is dat ons hulle vergewe, wil ek amper sê? Nee, nie op 'n menslike oogpunt nie. Maar is dit regverdig omdat ons vergewe is? Ook nie. Maar ons is vergewe uit sy goedheid, uit sy genade uit. Van baie afgeskryf. So wees ons om die bietjie skuld te hou teenoor iemand. Die bietjie skuld wat hulle dalk teenoor. Die 2, 3 goed. Dalk is dit meer. Dalk is dit 70 maal 7 goed. Dit in jou gedoen. Maar wees ons om dit te hou teenoor iemand waar ons 'n leeftyd se goed al gedoen het teenoor God. En hy het ons van dit alles vergewe. So wanneer ek sukkel om te vergewe, dan gaan sit ek en ek dink terug aan waarvan hy my vergewe. Here, dankie dat ek vergifnis gekry het. Nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat U goed is. U help my om hierdie persoon ook te vergewe soos wat U my vergewe. Dis belangrik want dit is wat dit sal jou gebede blok. Om vergifnis sal jou gebede blok want jy gaan altyd op 'n plek uit, want dit gaan die plek uitraak waar jy bid en nie die hemelse plek uit. Aanstoot en onvergifnis sal vir jou 'n vesting raak waarvan uit jy bid as jy dit nie uitsorteer in jou hart. Bid vir hulle wat jou vervolg. Bid vir hulle. Bid vir jou vyand. Hê hulle lief. Dit is die opdrag wat aan ons gegee is. Dis die opdrag wat aan ons gegee is. Bely. Dan nog 'n aspek is eenheid. Eenheid. Die Bybel sê vir ons dat waar 2 of 3 saamkom, daar is die Here. Maar ek wil vir jou sê dit is nie net 'n geval van om saam te trek, ek en jy bid saam nie, maar om eendragtig in eenheid saam te trek. Want dit haak aan nou by die onvergifnis. Ek gaan nou vir jou sê hoekom, want Jesus sê vir sy disippels die volgende is dat wanneer jy jou offer bring in Matteus 5, wanneer jy jou offer bring en jy onthou dat jou broer iets teen jou het, los jou of dat jy iets verkeerd gedoen het teenoor jou broer en dat hy iets teen jou het, los jou offer by die altaar. So moenie nou kerk toe kom nie. Gaan maak eers reg met jou broer, want eenheid is belangrik vir die Here. Eenheid gebied te seën. Dis nie noodwendig net die 2 of 3 kies wat saamkom. Ons al eintlik niks van mekaar hê en ons agter mekaar skinder, ons is lekker van mekaar. Eenheid, eendragtig. Los jou offer. En dis altyd maklik. Ek dink partykeer as iemand na jou toe kom en sê Jesus, maar ek vergewe jou, dan dink jy by jou, dan dink of dalk is dit weer net ek. Dan dink jy, my vergewe nie. Ek moet jou vergewe. Jy moet my kom sê, Flippin, ek vergewe jou arrogante klein twak. Dis jy het my geraak. En die Here sê as jy gaan en vergewe die ou wat teenoor jou verkeerd was. Dit moet jy dis vanselfsprekend. Maar as jy dink dat iemand anders kwaad is vir jou as gevolg van iets wat jy gedoen het, iemand wat jou moet vergewe, gaan dan ook uit. So dis belangrik vir hom om nie net te vergewe nie, maar ook te gaan regmaak met die wat jy teenoor wie verkeerd was. Amen. En dis 'n moeilike een. Want dis waar ons trots moet sluk. En nie die aigrant wat sê ek vergewe jou nie. Meen as jy die popo wat die verkeerde ding gedoen het, nie. Sê weet jy wat? Ek het gesondig teenoor jou, ek was verkeerd teenoor die manier wat ek jou en nie verskonings te maak nie. Hæ? Ons kan nou maar maklik jammer sê, maar onthou ek het hierdie en hierdie gedoen want jy het hierdie en hierdie gedoen
dit is baie keer ons luister hoe ons baie keer jammer sê. Ek vang myself so dat ek definitief. Ek sê ek vir hulle is jammer en sê ek maar liefie dan sê sy dit help en ek sê dis waar. Dis waar. 'n Ander ou se optrede kan nie die rede wees vir jou op. Jy gesondig het jy gesondig. Jy verkeerd was jy verkeerd. Irrelevant van daai persoon. Jy's nie 'n slaaf van mense, slaaf van Christus. Amen. En lees die volgende wanneer ons in broederskap saam wandel. Is in Psalm 133. Hy is nie Bybelversie nie, hy is in die Bybel. Psalm 133. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in waar broeders en susters eendragtig saam. Nou eenheid en eenvormigheid is nie dieselfde ding nie. Ons hoef nie almal vir die blou bulle te skryf. Dis julle los as julle nie doen. Maar om in eenheid om mekaar te aan as waarhede wat waar is, maar ons hoef nie oor alles saam te stem. Sekere goed wat waarheid is, wat feit is, en daar verskil jy nie van my as jy verskil van wat in die Bybel staan en dan verskil jy teenoor die Here. Maar ons hoef nie presies dieselfde prys die Here ons doen nie. Prys die Here ons doen nie. Kyk, gister was nou vir jou 'n goeie voorbeeld van 'n klomp groep mense wat in eenheid saamgetrek het en daai huis gepolies het van 'n kant af soos wat ek nog nie 'n groep mense gewerk het nie. En kyk, ek het reguit vir Rolf en Sheldon gesê, julle moet maar voorvat manne. My tor het toe gespin. Ek was so uit met diepte uit. As dit kom by daai klas goed. Ek sê vir Rolf na die tyd, ek is so freaking dankbaar vir hom en vir Sheldon en Nicole wat die spanne voorgevat het, want dit sou my 3 dae gevat het om enige organisasie reg te kry as dit kom by so iets met 'n groep mense. Nee, kwot, hy het ingespring. Ons werk van die een kant, ons werk hom so, ons begin laaste met die skoonmaak, ons werk hom uit by ek is soos, Here, dankie. Dankie dat ons almal dieselfde is. Dankie dat ons almal dieselfde is. Elkeen van ons het ons baan, hardloop dit goed. Ons is nie teen mekaar nie, ons is vir mekaar, ons cheer mekaar aan. En as wanneer ons mekaar stamp en stoot en lelik is, dan wees man genoeg of dan vrou genoeg as jy nou so wil wees en gaan sê jammer. As jy wonder of jy iets verkeerd gedoen het, gaan sê jammer. 'n Persoon kan net vir jou sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. En dan is dit ook oké. Maar net dalk herstel jy 'n verhouding. Geseënd is die vredemakers. Vredemakers vir God baie belangrik. En dan die heel laaste aspek is hou aan. Hou aan. Maar dit kom by gebed. Moenie net na die eerste keer wat jy nie die effek sien ophou nie. Hou aan. Hou aan, hou aan, hou aan. Ek lees vir julle in 1 Korintiërs 18 die volgende. Vanaf vers 41 tot 46. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Dit is nog niks reën nie. Dit het vir die hele paar jaar nog nie gereën toe nie. En Agab het opgetrek en geëet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Dit klink ongemaklik. Daarop sê hy vir sy dienaar, so daar's jou posisie as jy bid, okay, kop tussen die knieë. Nee, yesterday. En daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk na die see. En hy klim op en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. So hier is die snaakse deel vir my is, dis nie Elia wat op en hardloop teen die hemel. Hy laat sy diensknegt op en af hardloop. Plek hardloop jy op, maar Elia se diensknegt het sy plek geken. Elia het gebid en hy het uitgevoer wat Elia gesê het. 7 maal roep hy, daar's niks nie. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span en trek af dat die reën jou nie terughou nie. O nee, ek het nou hele stuk geskiep.
7 maal in vers 44. Sorry, Sarita. Vers 44. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. So wanneer jy bid en goed begin in plek kom, lyk dit nie altyd spektakulêr nie. Dis partykeer iets kleins, soos 'n wolkie, so groot soos jou vuis. En dis waar ons geloof moet hê is, jy sien die wolkie, hier kom die donderstorm nou. Dit was nie ewe skielik boep donker nie, dis eers 'n wolkie. En Elia sê, my God het my gehoor. So kyk uit vir daai wolkies. Kyk uit vir die wolkies. Ek dink ons verwag altyd donderstorm, alles op een slag. Partykeer begin dit met 'n wolkie en dan hou ons aan. Toe sê hy gaan op en sê vir Agab, span in en trek af dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. Nou daai was my interessant. Ek dink ek het vir jou gesê van toe ek het raak lees, wat het ek vir Roan? Ek is soos, het jy geweet Elia was flash? Want dit sê dit sê die Here het sy heupe omgord en hy het vir Agab vooruitgegaan. Hy het voor hom uitgehardloop. Hy het superspeed gehad. Die Heilige Gees, Samson was sterk. Elia was vrek vinnig. Die Here het hom vinnig gemaak dat hy voor 'n perd uitgehardloop het. Hoe crazy is dit? Wat 'n amazing God dien ons. Ek het altyd vasgehou by die reën. Hier kom God die Here se heupe dat daai man op my hardloop. Wie is Usain Bolt? Wie is Usain Bolt? Ons het 'n almagtige God wat iets soos dit kan doen. Hy laat dit reën. Daar waar jy krag nodig het, waar jy nodig het. En ek is so bly dis Elia. Want die skrif sê Elia is net 'n mens, soos ek en jy. Hy was net 'n mens. God is nie 'n aannemer van persoon. En as ek hierdie tipe goeders lees, as ek lees en ek hoop dat jy dieselfde mindset sal hê. As ek lees die bonatuurlike goed wat God in die Bybel gedoen het en hoor wat hy vir ander doen, dan is my die volgende. Ek is nie jaloers op hulle nie. Maar as ek sê Here, jy's nie 'n aannemer van mense. U kan dit vir my ook. U kan dit deur my ook doen. En ek wil hê jy moet daai selfde manier van dink. Nee, ek wil nie vinnig hardloop nie, dis nie waar dit gaan nie. Nie sleg wees nie. Om dalk toets vanmiddag. Nee, ek is te styf nog gister. Maar Here, hierdie is wie U is. U het dit hier gedoen. U sê in die skrif dat U dieselfde is vandag, gister, môre, vir altyd. As jy dit een keer gedoen het, kan U dit weer doen. Hou aan, daar's 'n ander storie in Lukas 18. Vertel Jesus die gelykenis van weduwee wat na 'n goddelose regter toe gaan en vir haar vra doen goed aan my en my teeparty. En die ou jakka eers af. Hy sê nee man, ek wil nie vir jou luister nie. Dan kom sy terug en dan kom pleit sy by hom en dan stoot hy haar weg en dan kom sy terug en dan stoot hy haar weg. En op 'n stuk sê die skrif, hy het later haar versoek verhoor omdat hy bang was die vrou gaan hom dalk in die gesig slaan. So hy was redelik bang vir die tannie, maar Jesus vertel hierdie gelykenis hoekom? Sodat julle nie mismoedig sal word. Dis sy woorde. Ek vertel hierdie vir julle sodat julle nie mismoedig sal word wanneer julle bid nie. Wees soos hierdie vrou. Hou aan, want hy is nie 'n ongelyke regter nie. En selfs die goddelose, onregverdige regter het die versoek van hierdie weduwee verhoor. Hoeveel te meer sal ons goeie God dit nie doen nie. Hoeveel te meer. So jou sleutels is hemelse plekke. Kom heel eerste op 'n plek waar jy gefokus op hom en wie hy is, hoe almagtig hy is, hoe groot hy is, hoe sterk hy is. Al moet jy sing my God is so groot, so sterk en so magtig, dan doen jy dit. Ek hoor dit elke aand nou. So doen dit. Hoe moet jy dit doen? Maar jy kom op 'n plek waar jy gefokus is op hom. Dan bely jou sondes en vergewe ander. Dit is belangrik. Bely en vergewe ander. En hou aan. Hou aan. Moet nooit ophou nie. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. As ek te vinnig gepraat het en jy wou notas nie of het jy notas geneem nie, ek sê weer eens op YouVersion, dis die skrifte wat ek vanoggend gelees het, plus die notas, plus die sleutels.
Here, dankie dat ek weet, aan U is alle autoriteit in die hemel en aarde gegee. Here, en dat ek nie uitgestuur is deur enige iemand nie, maar dat ek uitgestuur is, ons uitgestuur is, deur die almagtige Jesus Christus, wat gesê het, gaan uit, gaan maak disippels, leer alles wat ek julle geleer het vir hulle. Dankie Here dat ons kinders is in U huis. Here, dankie dat U sê vir ons, U noem ons vriende, want 'n slaaf weet nie waarmee sy meester besig is nie, maar U noem ons vriende. Dankie dat ons vriende is van U. Jesus, 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 ons eer U, ons loof U, ons prys U, die enigste waaragtige God. Here, en as ek sien hoe baie U gebid het, Here, hoeveel te meer moet ons nou U voorbeeld volg in gebed, sodat ons kan sien wat die Vader doen, sodat ons kan doen soos U gedoen het. U het niks gedoen wat U nie die Vader sien doen het nie, maar U het gesien in 'n plek van gebed, plek wat U Vader gesoek het. Mag ons die voorbeeld ook in dit volg. Here, dankie dat ons veilig is by U, onder U vlerk, dat U meer as in staat is om te kyk na ons. En dat U ons welbehae op U hart het. Here, ek bid vir elke persoon nie 'n seën oor hulle week, oor hulle dag. Here, mag dit vir hulle 'n goeie week wees. Here, ek bid dat U hand nog meer sal uitsteek oor hulle, soos wat die disippels gebid het, sodat die wonders en tekens om hulle sal gebeur. Alles tot glorie van U naam. Hou hulle veilig en bring hulle vir ons veilig terug volgende week. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle moet 'n amazing Sondag hê. Gevaar daai middagslaapies, eet lekker, rus goed. En ja, dan sien ons julle volgende week weer. Bye bye.